As ek sê baie welkom by ons erediens, dan is ek baie bewus daarvan dat dit 'n baie wye verskeidenheid van mense en mense in verskillende situasies is wat kyk. Die een groep wat mense nie uit die oog moet verloor nie, is die wat deel is van die gemeente en hier naby is, maar vir wie dit op hierdie stadium partykeer net baie gerieflik is, veral op 'n koue oggend, om die diens in die bed te kyk, of dalk 'n bietjie later die dag, of die aand as dit meer gelees. Ons is so bly, julle deel in die diens. Dan natuurlik diegene wat ver is, of wat siek is, of wat moeilike omstandighede is, en dan natuurlik die wat baie ver is, wat in verskillende dele van die land en die wêreld is, wat kyk. Ons is en bly dankbaar dat ons via Facebook en YouTube ook by julle kan uitkom met die woord. Ek hoop, glo en vertrou dat dit goed gaan met julle. Kom ons word saam stil. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan die teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar? Gaan lê ek in die doderyk, u is ook daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Kom ons bid saam. Here, na aanleiding van hierdie wotum uit Psalm 139, wil ons U aanbid as die God wat oral teenwoordig is. Aan die een kant tot in die verste uithoeke van die heelal wat nog nie eers ontdek is nie. Aan die ander kant nader aan ons as wat ons aan onsself is. Dankie dat die ganse heelal U magsgebied is. Maar dankie dat U die groote, almagtige, onbegryplike God gekies het om met ons as mense in 'n verhouding te staan. En dankie dat U desnieteenstaande ons verkeerde keuses deur Jesus Christus gekom het om hierdie verhouding nuut te maak. Dankie dat ons aan U mag behoort, dat ons U erfgename mag wees in die woorde van Galasiërs 3, dat ons U kinders mag wees. En dankie dat waar daar ook al vandag of vanaand geluister word na hierdie woord, ons 'n bewustheid sal hê van nie net U teenwoordigheid nie, maar U liefde, U genade, U sorg, U grootheid. En dan wil ons bid dat U vir ons vandag sal help om 'n perspektief op die doop te kry. Maar 'n perspektief wat uit U woord uitkom en wat gedra word deur die Gees se leiding in ons, om dit wat in die woord staan te kan verstaan en te kan toepas. Ons gebed is in absolute afhanklikheid van U. Ons gebed is op grond van die oorwinning wat Christus Jesus ons verlosser reeds behaal het. Hoor ons asseblief. Amen. In 'n kort inleiding wil ek herhaal dat om na die dienste oor die internet te kan kyk, geweldig baie voordele het. Maar daar is ook enkele nadele. Ek wil enkele een vandag noem, en dit is dat ons minder blootgestel is aan goed wat in die kerk gebeur, byvoorbeeld die bediening van die doop. Met die nagmaal het ons nou al tot 'n mate 'n bietjie alternatief gekry, dat mens sê jy gaan die nagmaal bedien en dat mense dit daar gebruik in jou huis. Maar wat die doop aanbetref, mis mens letterlik uit, omdat dit maar omtrent uitsluitlik in die gemeente bedien word. Nou die doop is en bly belangrik. Nie net elke keer die doop van nuwe kinders of nuwe mense nie,
Maar ons eie doop, en die van ons kinders, en ons kleinkinders, en ons ander geliefdes, bly deurentyd belangrik. En daarom is wat ek wil noem 'n nugter, Bybelse perspektief op die doop altyd noodsaaklik. Daar is aspekte van die doop wat dikwels skeef getrek raak, vanweë tyd, vanweë tradisies, vanweë inkleding van die dienste. En daarom is dit belangrik om altyd weer ons perspektief rondom die doop te gaan, ek wil maar die woord gebruik, te gaan meet aan dit wat in die Bybel staan. Maar dit het 'n kort inleiding. Dan ons eerste hoofpunt, 'n paar redelik algemene, wat ek wil noem, misverstande, of 'n mooier woord is miskien wanpersepsies, wat so met die tyd rondom die doop ontstaan het en wat baie gereeld uitkom wanneer mens met mense gesprekke het oor die doop. Kom ek noem enkele van hierdie skeefgetrekte waarhede of wanpersepsies. Die eerste een wat vir my geweldig belangrik is, en dit raak nie net die doop nie, maar ons godsdienstbeoefening in die algemeen, is die vraag, wie neem die inisiatief? Dan kan ons dit vanoggend spesifiek vra ten opsigte van die doop. Wie neem die inisiatief wanneer die doop bedien word? Baie mense sal twee moontlikhede noem. Die een is, as 'n volwasse persoon gedoop word, dan sal hulle dink die persoon self neem die inisiatief en dan word die woorde gebruik, ek laat my doop. So die klem is op die inisiatief wat ek neem. Wanneer babatjies gedoop word, word daar gewoonlik geredeneer, die ouers neem die inisiatief. En nou hoor ek die mooi woorde, maar verkeerde woorde. Dan hoor ek die mooi woorde, ons bring ons kindjie na die Here toe. Ons wy ons kind aan die Here. En met daardie uitspraak lê die klem dan op die inisiatief wat die ouers neem. Dan is daar 'n tweede perspektief, en dit is dat die ouers prominent is omdat hulle 'n belofte maak. Party mense besef hulle maak 'n belofte namens hulle self, maar sien dit nog steeds as inisiatief neem. Ek kom maak die belofte en God reageer op my belofte deurdat my kind daarna die doop ontvang. 'n derde misverstand is dat die ouers 'n belofte maak namens die kind, omdat die kind te klein is, nog nie weet waaroor dit gaan nie, maak die ouers die belofte namens die kind, ook glad nie korrek nie. Ag, en dan is daar partykeer te veel klem op die persoon wat die doop bedien, die predikant of pastoor, dat dit nou die of daai een moet wees. Ek verstaan dat mense emosionele verbintenis sê, dis lekker as dieselfde dominee mense doop as wat jou kind doop as wat jou gedoop het, of dieselfde dominee wat jou getrou het, ook jou kind doop, dis wonderlik, maar dis ons persoonlike verbintenisse aan die impak van die doop en die doop self, maak dit glad geen verskil nie. En is dit nie belangrik wie die persoon is wat die doop bedien het nie. Ons tweede hoofpunt. Vandag gaan ons stil staan by 'n baie Ou-testamentiese teks. Ja, het reg gehoor, 'n baie Ou-testamentiese teks of verhaal. Nou wil ek iets interessant sê voordat ons by die verhaal self kom. Die eerste is dat op die oog af, of met die eerste oogopslag, het hierdie teks niks te maak met die doop nie. Ek bedoel, kom ons wees realisties. Ons gaan uit 'n verhaal uit lees, baie lank voordat Christus op aarde was, en die doop wat ons bedien is die verbondsdoop wat Jesus ingestel het, net voor sy hemelvaart, toe hy gesê het, gaan dan na al die nasies toe, maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Maar aan die ander kant wil ek oor hierdie teks sê dat dit 'n teks is waarin ons feitelik al die belangrikste lesse of beginsels van die Christelike doop teenwoordig vind in hierdie ou verhaal. Nou eers gaan ek net die verhaal lees, want dit is 'n verhaal en mens moet die geheelbeeld kry, mens moet net die storie hoor. Dan daarna gaan ons die kerntekste van die verhaal, wat ek wil noem, ontrafel. En na daardie ontrafeling wil ek 'n paar lyne deurtrek
na die doop toe. Eintlik beter gesê, nie net lyne deurtrek nie, maar beginsels deurtrek. En dan herhaal ek, nie net na die doop toe nie, maar eintlik na enige vorm van godsdienstbeoefening in. Want baie van hierdie skeefgetrekte idees vorm maar deel van ons godsdienstbeoefening in die algemeen, waarvan die doop 'n groot en belangrike deel is. Kom ons aan lees hierdie mooi, maar ook aangrypende ou verhaal van 'n wonderwerk wat plaasgevind het. Ons lees dit in 2 Konings, hoofstuk 5, vers 1, en ek gaan net lees tot by vers 15a. Ek wil graag die res van vers 15 laat in die res van die gedeelte vir 'n opvolgboodskap op 'n later stadium. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die agting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram besorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van hulle strooptogte het die Arameërs 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, "Ag, as meneer net by die profeet in Samaria kan uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak." Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. "Gaan gerus," het die koning van Aram gesê. "Ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe." Hy het vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so gelui: "Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak." Toe die koning die brief lees, het hy sy klere geskeur en gesê, "Is ek dan God wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my." Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en het 'n boodskap aan die koning gestuur. "Hoekom het jy die klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is." Toe Naaman met sy waanperde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. "Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees." Naaman het vererg weggery en gesê, "Ek het darm gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie?" So het hy woedend daarvandaan teruggery. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. "Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer, nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees." Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het. En sy vel het gesond geword soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, "Ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel." In ons derde hoofpunt
gaan ons nou die kern van die gebeure in hierdie verhaal letterlik so bietjie ontrafel, amper sinnetjie vir sinnetjie, woord vir woord, stilstaan en seker maak dat ons besef wat daar gebeur het en wat die implikasies daarvan is. Nou vers 1 tot 8 skets die hele agtergrond en die aanloop tot op die oomblik dat Naaman uiteindelik by die profeet Elisa, of dan anders gestel ook die man van God, uitkom. In vers 9 en 10 lees ons dat hy daar aankom en hoe Elisa reageer. Dis geweldig belangrik. Ek lees weer vers 9 en 10. Toe Naaman met sy waanperde daar aankom, het hy stilgehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur: gaan was jou 7 maal in die Jordaan. Dan sal jy gesond en rein wees. Verskriklik eenvoudig. Dan in vers 11 en 12 lees ons Naaman se duidelike reaksie op hierdie optrede van Elisa, wat doodeenvoudig vir hom 'n boodskap stuur. Vers 11 en 12. Naaman het vererg weggery en gesê: ek het daarom gedink dat hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar, nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daarvandaan teruggery. Nou goed, nou gaan ons hierdie reaksie van Naaman in baie fyn besonderhede ontleed. 'n Paar enkelpunte daaroor. Die eerste is sy woorde: ek het darm gedink hy sou uitkom. Ons stop net eers daar. Ek het darm gedink dat hy sou uitkom. Dit klink nie vreemd nie, ek dink ons het dieselfde verwag het, maar wat sit hier agter? Hier sit baie hier agter. Die eerste wat ek hier hoor, is dat Naaman 'n sekere mate van erkenning verwag het. Iets soos dat hy verwag het Elisa sou uitkom, en ek wil sommer ons manier van praat gebruik en sê, 'n bietjie van 'n vasmaak van Naaman self, dat hy 'n bietjie op die voorgrond sou wees. Miskien dat Elisa opmerking sou maak soos: baie welkom, dis 'n besondere voorreg om u as die hoof van die leer van 'n buurland hier by ons te ontvang. So hy is baie ongekrap dat Elisa nie eers uitgekom het na hom toe nie. Die tweede is baie belangrik. Hy sê, en ek het daarom verwag, dat hy die naam van die Here sy God sou aanroep. Nou ek sê dit is baie belangrik, want Naaman het soos die meeste mense destyds geglo, dat daar baie gode is, dat elkeen van hierdie gode net mag het oor sy eie grondgebied, 'n spesifieke grondgebied, en dat hierdie gode voortdurend in 'n stryd was met mekaar oor watter God die sterkste is, of beter gestel, watter God die magtigste God is. So hy verwag eintlik dat Elisa daar moes uitkom en dan so 'n bietjie advertensie moes maak vir sy God. Hy sou dink Elisa moet seker maak dat hy wat Naaman is weet. As hy nou 'n wonderwerk verwag, moet hy net weet met watter God hy te doen het, sodat hy kan weet Elisa se God is sterker as sy God. Dan lees ons 'n derde verwagting. Hy sê hy het verwag dat hy darm sy hand heen en weer oor die plek sou beweeg waar die melaatsheid is en so die melaatsheid sou wegneem. Hier hoor ons dat hy verwag het dat Elisa nou weer homself bietjie op die voorgrond moes stel. Dat Elisa darm iets van sy spesiale mag of sy krag of van sy spesiale gawe sou demonstreer deur een of ander ritueel uit te voer. Met ander woorde dat hy iets sou doen wat 'n gewone mens nie kon doen nie, maar net hy wat hierdie verbintenis met die God van Israel het.
Die vierde aspek is ook belangrik. En dis sy opmerkings oor die riviere van sy land. Hy beskou die Jordaanrivier as minderwaardig. Kom ons lees net weer vers 12. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? En dan vyftens die finale deel van sy reaksie. So het hy woedend daarvandaan teruggery. Nou word die woord gebruik, teruggery, nie weggery nie. So het hy woedend daarvandaan teruggery. Hy is op pad terug huis toe. Hierdie was 'n mors van tyd. Hier gaan niks gebeur nie. Ek wil nou Naaman se belewenis in 'n neutedop probeer opsom en vir ons voorstel. Ek dink die woorde wat hy sou gebruik is, hierdie is net te eenvoudig. Ek wil dit herhaal. Hierdie is net eenvoudig te eenvoudig. En omdat dit volgens hom net eenvoudig te eenvoudig is, mis hy amper die genesing. Hy mis amper die genesing op grond van die eenvoud van dit wat hier van hom verwag word. Genadiglik is daar 'n wending. Sy personeel praat mooi met hom. Ons kan eintlik lees, hulle pleit by hom. En dit is 'n baie logiese redenasie wat aansluit by hierdie beskouing van Naaman dat dit te eenvoudig is. Kom ons hoor dit in vers 13. Sy amptenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou hy dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer, nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou, en jy sal rein wees. As die profeet iets moeiliks van u gevra het, sou hy dit nie gedoen het nie? Nou hoeveel te meer, nou dat hy dood eenvoudig vir u sê, was jou. Naaman stem in. En dan gebeur die wonderwerk. Sommer so stil, ek wil sê byna geruisloos. So sonder enige drama. Hy was om 7 maal in die rivier. En dan lees ons hy's genees. En sy vel het weer geword soos die van 'n klein seentjie. Besef jy dat in hierdie gebeure is daar geen enkele mens wat op die voorgrond is nie. Nie Naaman nie. Nie Elisa nie. Niemand anders nie. Nie een van die 2 konings nie. Net God wat die initiatief neem. God wat handel. God wat 'n wonderwerk laat gebeur. God genees hom. En waarop loop dit alles uit? Ons lees van 'n pragtige wending, maar ook 'n pragtige klimaks in die verhaal. Vers 15a. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. 'n pragtige geloofsbelydenis. Ek weet nou, daar is geen God in die hele wêreld nie, behalwe in Israel. En die skrywer skryf so vernuftig, dat hy nie sê, hy het teruggegaan na Elisa toe, sodat daar so 'n bietjie klem op Elisa kan wees nie. Nee, die skrywer weet sy naam was Elisa, maar hy beskryf hom as, hy het teruggegaan na die man van God toe, en hierdie geloofsbelydenis gemaak, dat God die enigste ware God is. Al die klem in hierdie verhaal, op God en op wat God doen. Geen klem op enige van die mense wat hier inisiatief neem nie.
Ons vierde en laaste hoofpunt, kom ons probeer 'n paar lyne trek na die Christelike doop. Miskien beter geformuleer as lyne trek deur te sê, kom ons probeer 'n paar van die beginsels wat in hierdie kosbare verhaal ter sprake is, deurtrek as beginsels wat geld midde in die Christelike doop. Nou vandag wil ek dit deurtrek na die doop in die algemeen, maar meer spesifiek na die doop van kindertjies, en eintlik meer by name die doop van babas, soos wat ons dit meestal ken in die gereformeerde tradisie. Die eerste hoofpunt, eerste beginsel wat ek wil deurtrek, is die absolute eenvoud van die doop. 'n bietjie water, dis al, en sommer gewone water. In 'n almal se geval was dit die water van wat hy beskou het as 'n minderwaardige rivier, die Jordaan. In die tyd van Jesus in die vroeë kerk was dit maar watter water ook al beskikbaar was. Die mees algemene gebruik van doop was oorgieting met 'n bietjie bakkie water. Geen spesiale water nie. Ons doop met gewone kraanwater. So tong in die kies hier in ons gemeente het ons daar 'n boorgat water. So nou en dan kry mense 'n bietjie water uit Israel uit. Ag, is pragtig, simbolies, maar daai water het nie meer betekenis vir die doop as enige gewone water nie. Die tweede groot beginsel, geen mens is tydens die doop op die voorgrond nie. Niemand neem inisiatief nie, almal reageer net op God en sy belofte. Kom ek noem die mense so 'n bietjie by name. Ons begin by die baba. Die baba doen niks om die doop te kan verdien of om die doop te kan ontvang nie. Kom ons wees nou maar eerlik. Die baba is 'n passiewe ontvanger van hierdie eenvoudige teken. Kom ons dink tweedens realisties oor wat doen die ouers. Ek het in die begin gesê, daar is hierdie misverstand dat die ouers bring hulle kindjie na God toe. Die kinders, ouers wy hulle kindjie aan God. Die illusie dat die ouers maak 'n belofte namens die kind. Niks daarvan is waar nie. Wat doen die ouers? Die ouers doen net twee goed en ons moet dit reg verstaan. Die eerste is, hulle verklaar net voor die gemeente dat hulle glo. So voordat ons die doop bedien, vra ons vir die ouers, bely julle hier voor die hele gemeente, dat julle glo in God, en dan spel ons dit uit, in God die Vader, in Jesus Christus sy Seun, ons Verlosser, in God die Heilige Gees, en bely julle dat ons kinders, alhoewel hulle as sondaars in die wêreld ingekom het, en eintlik onder die oordeel van God staan, nogtans, deur Christus aan God behoort, en daarom gedoop moet word, as deel van sy familie. Die tweede wat die ouers doen is, nadat die doop bedien is, reageer hulle deur 'n belofte. En hierdie belofte maak hulle namens hulle self, nie namens hulle kind nie. Nadat die doop bedien is, nadat die kind die teken van insluiting ontvang het, reageer hulle deur te sê, ons beloof nou dat ons hierdie kind sal grootmaak, 3 dinge, om te weet wie U is. Ons sal hierdie kind leer, dat hy kan weet wie die ware God is. Nommer 2, ons beloof om hierdie kind te leer, van wat God in Jesus Christus vir hom of haar gedoen het. Ons beloof om hulle die verhaal te vertel, van God wat sy seun na die wêreld toe gestuur het, om ter wille van sy, haar, sonde te kom sterf, en dat hierdie Jesus opgewek is uit die dood, dat hy klaar die prys vir verlossing betaal het. En die derde wat die ouers dan beloof is, dat om die kind so groot te maak, dat die kind gelei kan word, begelei kan word, na 'n punt toe om uiteindelik self te kan antwoord op God se belofte in die doop. Want die doop is 'n belofte. God sê, dit wat ek gedoen het, tel vir jou. En uiteindelik moet 'n kind op sy eie antwoord en sê, Here, ek het van U gehoor. Ek glo dat dit die waarheid is, en ek glo dat dit vir my is. Die derde persoon wat ter sprake kan kom, naas die kind en die ouers, is natuurlik die predikant. Wat is die rol van die predikant? Minimaal. Al wat die dominee eintlik doen,
is ons noem die naam van die kind, en dan noem ons die naam van God drie-enig bo oor die naam van die kind. Sê nou maar, Sophie, minnaar, ek doop jou in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees, en symboliseer hierdie doop deur die eenvoudige gebruik van 'n klein bietjie water. En dan gebeur die wonderwerk. 'n Sigbare teken dat ook hierdie kind, sonder enige verdienste, sonder enige aksie, selfs sonder geloof, ontvang die sigbare teken van insluiting, dat hy of sy ingesluit is in God se verbond. Hulle is nie eers op daai oomblik ingesluit nie, maar hulle ontvang op daai oomblik die teken. Want as jy verbond reg verstaan, gaan lees weer Psalm 139, is die kind in die verbond van voor sy geboorte af. Maar by die doop ontvang hulle die teken. Ek wil die doop as teken verskriklik eenvoudig opsom en vertaal. Hierdie kind is nou benoem as erfgenaam van God. Hy of sy erf dit wat Jesus Christus reeds aan die kruis bereik het. Hierdie kind erf op grond van God se liefde en Jesus se soenverdienste. Nalatenskap. Kindjie, God se liefde en Jesus se kruisdood en Jesus se opwekking tel vir jou. Ek sluit af. En ons elkeen wat dit sien, aanskou is die mooi woord, is getuies daarvan. Elke keer wat 'n kind in die gemeente gedoop word, is ons almal wat dit aanskou, getuies van hierdie wonderwerk, insluiting in die verbond. En deur elke doop word ons herinner aan ons eie doop, dat ek ingesluit is. Word ons herinner aan die doop van ons kinders, en dat ons beloof het om hulle groot te maak, om te weet wie die Here is, wat hy vir hulle gedoen het, en hoe homself daarop te antwoord. En natuurlik strek dit verder as ons kinders ook, ons kleinkinders, en ons agterkleinkinders. Mag die Here jou opnuut herinner aan die betekenis van jou eie doop, en die van jou kinders, en die van jou kleinkinders. Amen. Here, ons wil bid dat U ons sal bewaar daarvan, om die doop gering te skat, selfs te minag, op grond van die eenvoud daarvan. Help ons om te midde van die eenvoud, U as Here en U as Verlosser raak te sien. Help ons dat die doop, selfs net om dit te aanskou, ons by dieselfde geloofsbelijdenis sal bring as Naaman. Ek weet nou, daar is geen ander God as die ware God nie. Here, saam met ons gebed, vir hierdie grootheid, bring ons ook die nood van ons mense, individue, ons land en ons wêreld aan U op. U ken die fynste besonderhede daarvan. U weet alles, maar U weet ook hoe groot ons nood is, en ons bid dat U vir ons uitkoms sal gee. Hoor ons gebed, dis op grond van die soenverdienste van Jesus Christus, ons Verlosser, wat ons bid. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die versterkende teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, bly nou by jou. Amen.